Ek wil 'n woord deel vanoggend, dis wat ons het al begin daaroor praat. Nou die dag het ek die leer hier gehad. En maar ek wil aansluit by dit. En ons gaan vir die volgende paar weke, ek sê ons gaan oor praktiese aspekte kyk. Maar dit is so belangrik om die fondasie reg te lê sodat ons kan bou daarop. En ek bid vanoggend, ek weet dis dalk nie nuwe inligting, is nie nuwe goed wat ek sê nie, maar ek bid vanoggend dat dit regtig vanoggend openbaring in jou hart sal wees. That will really be a revelation in your heart. En ek wil vanoggend eintlik die titel praat is in hom, in Jesus leef ons, beweeg ons en is ons. In Christ we live and move and have our being. Maar wat beteken dit om in Christus regtig te wees? Hoe werk hierdie hele pad? Nou ons het gepraat van die wet, the law, die wet wat die Here gegee het, wat julle mooi kan sien, dis nommer 10, is daar. Die wet wat die Here gegee het, die wet is God se standaard, it's God's standard. Maar wat is regtig die doel van die wet? Wat is die werk van die wet? Nou ek gaan nie in detail daardeur gaan nie, ons het al bietjie daaroor gepraat, ek gaan sekere goeters net vir julle uitlig, ek het op die slides wat ek het vir julle, het ek 'n klomp skrifgedeeltes gesit, ek het dit spesifiek daar gesit, gaan lees dit in die week, gaan bestudeer daai skrifgedeeltes, jy kan nog ander goeters gaan soek wat by dit pas, maar dat jy dit net kan lees en self kyk, wat sê die skrif, rondom hierdie goed wat ek vanoggend praat. Maar, hy sê, dis die wet, dis God se standaard. En ek en jy probeer, want wie wat die wet sê, as jy alles reg doen, dan gaan jy God se guns hê. As jy alles reg doen, dan gaan jy sy kind word. Want regverdige, want ons dink die wet, as ek alles reg kry, that will make me righteous. Maar daar's 'n probleem. Want jy sien, ek probeer, ek klim hierdie ding, en ek gaan, en ek doen, en ek hou die wette, en ek tel hulle, 1, 2, 3, en dan kom ek, en dan kan as ek op 'n sekere vlak kom, dan maak ek droog. Want wat sê hy? Hy sê, ek kom ons sien eendag wat ek het nog nie moord gepleeg nie. Wat wil jy wou doen? Dis oorlewing. Hy sê, jy mag nie valse getuienis gee nie. So met ander woorde, jy mag nie lieg nie. En gelukkig het ek nog nooit alleen vertel. Blikkie toets. Want ons het almal ergens alleen vertel. En jy sien in die groot krisis, Jakobus sê, die woord sê, as jy aan een skuldig is, en jy een misvat, is jy aan die wet skuldig. Jy maak dit nie. Het een van julle wat volgend hier sit, het jy dit al reg gekry, om die hele 10 gebooie te hou, sonder om 'n fout te maak? Have any of you kept the law of God, all 10 commandments, and you've never failed in any one of them? Etienne sê sy vrou. Moenie worry nie. Sy pluk nommer 9. We fail, we can't, ons kry dit nie reg nie. En dit maak jou naderhand moedeloos, want hoekom? Dit bring skuldgevoelens, dit maak jou sleg voel. En dit voel vir jou, I just can't make it. En as jy op die plek kom wat jy sê, ek kan dit nie maak nie, is dit 'n great plek om te wees, when you say, I can't do it, I can't make it, you're in the best place to be. Hoekom? Dit maak mos nie sin nie, that doesn't make sense. Wat sê hy? Wat doen die wet? Wat is die wet se werk? Die wet se werk
is om sonde vir ons uit te wys. Ons sal nie geweet het wat sonde is, as ons nie die wet gehad het nie. Die wet wys vir jou sonde. Romeine 3 vers 20. Aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van die sonde. I say, therefore, no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. Rather, through the law we become conscious of sin. Jy sien, wat hy doen is, Romeine 7 vers 7 praat ook verder daaroor. Met ander woorde, die wet is soos 'n spieël. It's like a mirror. Wanneer ek in die spieël van die wet kyk, dan wys die spieël vir my, wat dit reflekteer is, jy is skuldig. Die beeld van daai, sorry Wouter, julle moet loer, of julle moet bietjie daai kant toe skuif. Hy sê, maar wat die spieël sê, is, dit weerspieël my sondes, dit sê, jy staan onder oordeel, die wet kla jou aan en sê, jy is skuldig. En jy sien, en dit weerspieël my swakheid, my slegheid. En weet wat doen daai weerspieëling? Dit bring eintlik skuldgevoel, minderwaardigheid, en al die goeters wat saam met dit gaan. Want jy sien, die wet was nie bedoel om jou regverdig te maak nie. Die wet se doel was om jou sonde te ontbloot en te openbaar. The law was not designed to make you godly, but to expose and reveal your ungodliness. Dis die werk van die wet. Nou oké, hoekom is die wet dan so goed? Hoekom is dit so great? Hoekom is dit so heilig? As dit gaan doen aan my. Wel, wat die wet verder doen is, dit openbaar, dit sê, die Here sê vir ons, wat die gevolge is van daai sonde. En jy kan gaan kyk, Galasiërs 3 vers 10, hy sê, want almal wat uit die werke van die wet is, die nuwe vertaling sê, wat staat maak op die onderhouding van die wet, is onder die vloek, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie by alles in die wet geskrywe is in die boek, en die wet om dit te doen nie. En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. Hoekom het ek gesê is great? Want die woord van die Here sê, daar's iets great. Lees die woord, lees mooi. There's something special about the law. Hy sê die gevolge is, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Romeine 6 vers 23 sê, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus ons Here. The penalty of sin is death. But the wonderful thing about Scripture, there's always a but. Daar's altyd 'n maar. En onthou, wanneer daar staan maar, wat volg, kanselleer eintlik wat voor dit gestaan het. So die gevolge van sonde is die dood. Die gevolge van sonde is, en omdat ek nie daai standaard kan bereik nie, dit skei my van God. Dit skei my van sy guns en sy goedheid. Ek is verlore. Maar, jy sien wat great is, die wet, openbaar sonde, daar's gevolge omdat ek nie die wet onderhou nie, maar die greatness, die grading van die wet is, die wet is 'n rigtingwyser. The law of God shows a direction. En wat wys dit? Die wet is 'n rigtingwyser waartoe? Na die kruis toe. Na Christus toe. Dis wat die woord sê. Galasiërs 3 vers 10. Voordat ek dit sê, wat is die doel? Hoekom moet ons, die wet is nie bedoel vir regverdiges nie, ek wil dit net sê. 1 Timoteus 1 vers 8 sê,
Maar ons weet dat die wet goed is as iemand dit wettiglik gebruik. En as hy weet wat die wet, as hy weet dat die wet nie gegee is vir die regverdige nie, maar vir die wettelose en tugtelose mense, goddelose en sondaars, onheiliges en ongewydes, vadermoorders, moedermoorders, moordenaars, hoereerders, sodomiete, mensediewe, leenaars, mynenigdes en wat daar anders met die gesonde leer in stryd is, volgens die evangelie van God, van die heerlikheid, van die salige God, wat aan my toevertrou is. In other words, we must use the law correctly. Use it in the legal way. The law is not meant for the righteous. It's meant for those that are without Christ. Why is it so important? Because it points us in a direction. It points us to the cross. So use it legitimately. Soos ek gesê het, die wet is die rigtingwyser na Christus. Galasiërs 3 vers 24. Die wet was dus ons tugmeester. Tugmeester beteken rigtingwyser na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder 'n tugmeester nie. So then, the law was our guardian, our schoolmaster, until Christ came, in order that we might be justified by faith. But now that faith has come, we are no longer under a guardian or under the schoolmaster. Want jy sien, die wet was die rigtingwyser en sê, jy moet by Christus uitkom. Jy het 'n redder nodig. Nou dat ek by die redder gekom het, en ek het by die Here uitgekom, het ek nie meer 'n tugmeester nodig nie. Die wet het sy werk gedoen. Maar ja, soos ek gesê, ek wil nie te diep in daai gaan nie. Wat het Christus kom doen? Die werk van Christus. Galasiërs 3 vers 25. Maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder die tugmeester, want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Want julle het almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Jy het, almal wat hier vanoggend sit, glo ek, is 'n kind van God. Hoe het jy 'n kind van God geword? Deur jou werke? How did you become a child of God? Through the works? Through living a good life? Trying to behave well? Trying to be good? Ek probeer mooi lewe lei. Gaan dit jou red? Nee. Gaan dit jou by God uitbring? Nee. Nou hy sê, want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Want julle het almal in Christus, almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Wat wil Paulus vir ons sê daardeur? Wat is die boodskap wat Paulus vanoggend vir jou en my moet gee? Wat is dit wat ek en jy moet snap en vasgryp en verstaan? What must be grasped in what Paul's saying? Romeine 6 vers 1, ek gaan dit lees, dan gaan ek, was eintlik 'n skrif, wat vanoggend, net so voordat ek ry, toe kry ek die skrif. Ek weet nie moet ek het nie gister al gekry nie, maar ja, Romeine 6 vers 1, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Well, don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were therefore buried with him through baptism
into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Nou hoor hierdie skrif. Jy's in hierdie, en ek bid dat hierdie jou sal vasgryp vanoggend. That this will grasp you. Grab you. Kolossense 2. Ek het dit nou nie in Afrikaans daarop nie, maar die Engels sê, see to it. Wat het dit daar? Dankie Dani, jy is 'n ster. Die Engels sê dit mooi. Hy sê, Colossians 2 verse 8, see to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the elemental spiritual forces of this world rather than on Christ. Pas op, dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is die dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie Christus nie. En julle sien wat gebeur, dis soveel keer, selfs in kerke. Mense praat en preek en bedien oor tradisies, godsdienstige reëls en wette wat ek en jy moet probeer nakom. As jy dit doen, dan sal God vir jou guns gee. As jy so leef, dan gaan die Here dit doen. Nee. Want jy is weer terug onder die wet. Jy probeer weer volgens die wet leef. Want ek probeer sy guns te wen vir myself. Ek probeer God te beïndruk. I'm trying to impress him. Maar hoor wat sê hierdie. Nou Kolossense 1 vers 27 sê, Christus in my is die hoop op heerlikheid. Colossians 1:27 says, Christ in me, the hope of glory. Kom ek demonstreer dit. Hy moet toe bly. Christus in my die hoop op heerlikheid. Kolossense 2 vers 10. En hoor mooi wat hy sê, en julle. Wie is die julle wat hy van praat? Sy kinders. So dit beteken, is dit ons wat hier sit vanoggend? Dis almal van ons. Hy sê, so julle het die volheid in hom, in Christus, wat die hoof is van alle owerheid. So ek het die volheid van God is in Christus. Christus woon waar? Hier in my. So hy sê, ek het die volheid van Christus in my. The fullness of the Godhead dwells in Christ. Christ is in me. Is julle met my? Is julle eens? Julle stem saam? Dis wat die woord sê. So hy's in my. En nou sê hy 'n kosbare ding. Hy sê, hoor hierso, hy sê, en gaan verder, hy sê, omdat julle saam met, hy sê, sorry, in wie, hy sê, ek gaan weer van vers 10, hy sê, en julle het die volheid in hom wat die hoof is van alle owerheid en mag, in wie julle ook besny is met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê, in die besnydenis van Christus. Hy sê, so kom, julle harte is beslei. Ons is nie deur 'n fisiese besnydenis nie. We didn't go through a physical circumcision, he circumcised our hearts. Met ander woorde, daar het verandering plaasgevind. Hoe? Omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het.
En julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het, al die skuld, die aanklag wat teen my was, het hy vergeef. En die skuldbrief wat teen ons was, die wet wat teen my getuig het, omdat ek skuldig is, wat met sy insettings ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en die magte uitgekleed en hulle in die openbaar tentoongestel het, en waardeur hy ook oor hulle getriomfeer het. Nou Galasiërs het gesê, julle almal wat in Christus gedoop is bekleed met Christus. What does it mean to live in Christ? In him we live and move and have our being. In hom leef ons, beweeg ons en is ons. So ek is in Christus. Christus is ook in my. Wanneer ek in Christus, hy sê deur die doop, wie weet iets fenomenaal. Dis hoekom mense die doop is so belangrik. En as jy nog nie gedoop is, praat. The baptism is so important. Want hoekom? As ek in Christus is, dan sê hy, ek is saam met Christus gekruisig. So ek sterf saam met Christus. Toe ek sterf saam met hom, sê hy, deur die doop is ek saam met hom begrawe. I'm buried with Christ. So ek is saam met hom begrawe. As jy in die doopwater ingaan, dis so simbolies, ek word begrawe saam met hom. Wat stop dit daar? Wat het gebeur? Nadat hy begrawe is. Hy het wat? Hy het wat? Ek hoor nie, hy het wat? Hy het opgestaan. En omdat hy opgestaan het, sê hy, jy is ook opgewek in 'n nuwe lewe. Paulus sê in Efesiërs 2, jy's nie net opgewek nie, jy sit waar? Jy sit in die hemele, in Christus, saam met hom. So ek sit in die hemele saam met Christus. Sien as te ware, hy het nie net vir my gesterf. He didn't just die for me. He became me on the cross. And died. Hy het vir my en jou gesterf. Ons is saam met hom begrawe, ons is saam met hom opgewek in 'n nuwe lewe. En nou dat ek in hom is, in him we live and move and have our being. Ek sit in hemelse plekke saam met Christus. Wat beteken dit? Ek het nou 'n koninkryks denkwyse. That we'll have a heavenly mindset, a kingdom mindset. En dat ek sal begin leef soos wat hy geleef het. Ek sal begin doen wat hy gedoen het. En ons gaan praat oor daai goeters wat kom. Want jy sien, sy gees is in my. En daai lied wat ons nou, Andy, julle kan maar lank vorentoe kom. Ek het nie geweet, hulle gaan daai lied sing nie. Hulle hom sing, toe weet ek. Ons moet hom. Christus is in my. Hy's in jou. Ek leef nou met 'n koninkryks denkwyse. Hoe het Jesus geleef? Hy het geleef in afhanklikheid van sy Vader. He lived in dependence of his Father. He needed everything he did by depending on his Father. Johannes 15. Julle kan niks doen sonder my nie. In hom leef ons, beweeg ons en is ons. Jy sien die wet sê, God's goodness is proportional to your good behavior. En dis wat baie keer wat ons hoor in boodskappe. As ek leef uit 'n sondebewustheid, gaan ek die heeltyd leef uit 'n plek van, maar God se goedheid is proporsioneel aan my goeie gedrag. En nou loop ons met ons leef as kinders van die Here, want ek word deur die vlees nou gelei en ek leef met hierdie skuldgevoel. Ek voel nie goed genoeg nie. Dinge loop skeef in my lewe. Ek het dit al soveel keer gesê, jy staan op jou kar se wiel is pap. Wat voel jy? Wat het ek nou weer verkeerd gedoen? My gebed word nie dadelik beantwoord nie. So wat voel ek?
Ek het weer iets verkeerd gedoen. Die Here is kwaad vir my. En ek spook en ek veg met hierdie, want ek leef vanuit 'n verkeerde realm. I'm living from the wrong realm. Ek leef met 'n verkeerde denkpatroon. Ek leef met 'n verkeerde denkwyse. Maar jy sien, ek sit saam met hom in hemelse plekke, dat ek en jy 'n koninkryksdenkwyse sal hê. Die Here is lief vir my. God is so good. He's good to me. Why? Because of what Christ did. Ek bid dat dit sal insink vanoggend. En jy sien, en ek doen wat ek my Vader sien doen, sê Jesus, dat ek en jy sal leef vanuit daai afhanklikheid. En as ek leef vanuit daai afhanklikheid, dan gebeur daar iets. Want jy sien, wanneer ek nou in kontak kom met mense, dan loop die vrug van die Gees. En daar loop vriendelikheid. En hy loop in my binneste. En weet wat? Daar loop geduld en vreugde. Daar loop die gawes van die Gees. En hy sê, gawes van genesing, van profesie. En sy gawes wat deur my en jou werk. Nee. The flesh. Gifts of wisdom and faith. And He's releasing it in you for what you're going to do. And that prophetically I'm telling you. Christ in me in Christ. You see, when I'm led by the Spirit, I'm going to do just like Jesus. I do what I see my Father doing. Wanneer ek deur die Gees geleid word, dis dan, mense, die vrug van die Gees, dis die vrug van die Gees, dis 'n uitvloeisel van wie ek is in Christus. We do good works, not to get His favor. Ek doen nie goeie werke om sy guns te kry nie. Ek doen nie goeie werke om sy liefde te probeer wen nie. Ek doen goeie werke omdat ek sy kind is. I do good works. Why? Because I'm in Him. I do what He would do. Sing hy liedjie. Jy sien, die wet is 'n rigtingwyser. God is so good. Maar sit net daai liedjie se woorde op vir my asseblief, Dani. God is so good. Maar die volgende versie, eers toe Andy hulle dit sing vanoggend, toe praat dit net, dit is 'n samevatting. Volgende versie. Volgende ene. Die koortjie gedeelte. Wat is daai ene wat I have faith, I have dasse, I'm blessed. Ek's in Christus. Because Christ, I'm in Christ. I'm blessed, I'm called, I'm healed, I'm whole, I'm saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. That's who I am. In Him, I live and move and have my being. I'm anointed. I'm blessed. Because I'm blessed, I can bless others. Hoor julle wat hy sê? His gifts flow through me. Nie omdat jy dit verdien het, want hy het dit verdien vir my en jou. Moenie verlei word deur ander se verkeerde leerstellings. Leef vanuit 'n Godbewustheid, nie 'n sondebewustheid nie. You are in Christ. And in Him you live and move
have your being. Staan, sing dit saam. En sing dit met oortuiging vanoggend. I'm blessed, I'm called. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I want you to declare it. Wil jy moet dit vanoggend verklaar. Ons gaan dit saam bid, maar ons bid dit saam. We declare it over our lives. Listen to what you're singing. And as you declare it, I pray that God will reveal something in you. That's who you are. Dis wie ek is vanoggend. Ek is geseënd, ek is geroep, ek is genees, hy het my heel gemaak. Ek is gered in Jesus naam. Ek is hoogs gunstig. Ek is gesalf. Ek is gevul met sy krag. Die volheid van die Godheid woon in Christus en Christus, jy is in Christus. Daar's 'n mindset wat moet verander. Ek moet begin leef vanuit 'n hemelse denkwyse. Ek sit saam met hom in hemelse plekke. Ons probleem is omdat ons denke nie transformeer nie. Dis ons grootste uitdaging. Dink wat hy dink, Kolossense 3 vers 1. Bedink die dinge daarbo. Wie is jy? Ons het gepraat. Jou identiteit in hom. Verklaar dit saam met my. Declare it with me. God, you're so good. God, you're so good. Through your grace. Through your grace. And because I'm in you, Because I'm in you, I am blessed. I am blessed. I am called. I'm called. I am healed. I'm healed. I am whole. I'm whole. I'm saved. I'm saved. In Jesus' name. In Jesus' name. I'm highly favored. And highly favored. I'm anointed. I'm anointed. I'm filled with your power I'm filled with your power for the glory for the
glory of Jesus' name. of Jesus' name. Vader, ek bid dat dit vanoggend, dat dit wat Christus gedoen het, die volheid van wat hy gedoen het op die kruis, deur sy dood, deur sy waar hy begrawe is, waar hy opgestaan het. Ek bid dat daardie opstandingslewe vanoggend in elke een van ons sal posvat. Here, transform our minds. Renew totally our thinking. En Here, het ons geroep, het ons gesalf, ons is gevul met u Gees, met u krag. In hom leef ons, beweeg ons, en is ons. En sê dit hardop, in Christus, Christus, leef ek, leef ek, beweeg ek, beweeg en is ek. en is ek. In Christus, In Christus, leef ek, leef ek, beweeg ek, beweeg ek, en is ek. en is ek. In him, In hom, I live, I live, I move, I move, I have my being. I have my being. In Jesus' name. In Jesus' name. Dankie, Here. Sing net weer. I am blessed. So net een keer deur, and then God is so good. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. You're so good, God, you're so good, God, you're so good, you're so good to me, God, you're so good, God, you're so good, God, you're so good, you're so good to me. 'Cause God, you're so good, God, you're so good, God, you're so good, you're so good to me. God, you're so good, God, you're so good, God, you're so good, you're so good to me. Die heel laaste slide, gaan hom vir u lees. Al hierdie skrifgedeeltes, daar's 'n klomp skrifgedeeltes wat ek nie gehanteer het nie. Ons gaan die PowerPoint slides vir julle sit op die groepie. Gaan lees daardie skrifgedeeltes in hierdie week. En begin oor jouself te verklaar wat Christus oor jou sê in hierdie skrifgedeeltes. Ons word slegs uit genade gered, slegs deur geloof, slegs in Christus. Goeie werke red ons nie. Goeie werke is die vrug, die gevolg
van my nuwe lewe wat reeds deur God se genade getransformeer is. Efesiërs 2 vers 10. Ek is gehoorsaam, want dit is wie ek is in Christus. We are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Good works do not save us. They are the fruit, the result of a life that has already been transformed by God's grace. I'm obedient because that's who I am in Christ. En hom leef ek, beweeg ek en is ek. En ek bid dat daai al hoe meer gaan posvat in ons binneste. En die volgende paar weke gaan ons regtig vassit. Vas staan by hoe breek die vlees my? Wat werk dit? Hoe groei die Here ons? Wat het hy my en jou waarlik mee toegerus? Hoe beweeg ons in dit wat hy ons mee toegerus het? So ek wil regtig die volgende weke, ons het lankal gesê ons gaan dit doen, so van volgende week af gaan ons die praktyk van 'n lewe in Christus, a life in Christ, what is that going to look like? 'n lewe in hom. Amen. Kom ons gaan ook die Here net vereer met ons offergawes volgende. Dankie vir sy goedheid. I'm blessed. I'm whole. You don't have to win God's favor. He will supply all your needs in Christ. Amen.